met massa en volume wat konstant beweeg. So die hele tyd beweeg deeltjies. Intermolekulêre kragte speel 'n belangrike rol vir die smelt- en kookpunte, maar smelt het ons as iets gaan van 'n solid na 'n liquid en kook het ons as dit gaan van 'n liquid na 'n gas. En wat is hierdie hoofstuk se naam? Gasse. So ons is nie geïnteresseerd in smelt- en kookpunte nie. Okay? So ons is geïnteresseerd as dit klaar gekook het. So ons wil nie hê intermolekulêre kragte moet 'n rol speel nie, want dan gaan dit begin verdampie, kondenseer of solidify. Wat is dit in Afrikaans? Weet nie. Okay. Wat is intermolekulêre kragte? Het ons nou weer Londen kragte, dipool, watersopwindings, alles daai. Maar ons is geïnteresseerd daarso met gasse het intermolekulêre kragte slegs 'n effek as jy by baie hoë druk is of by baie lae temperature is. Dan gaan gasse nader aan mekaar kom en hulle gaan vervloei en ons wil dit hê nie, want ons is nou geïnteresseerd in die wetenskap wat gebeur met gasse. OK. Goed. Dan so hier langs het ek net vir jou 'n prentjie van, jy weet, 'n solid spesifiek water, like so, vloeistof like so, gasse like so, né? Niks daar vir jou nie. Dan die kinetiese molekulêre teorie. Hierdie opsomming van 4 punte het jy gedoen in graad 8 vir 'n kwartaal lank. Hartseer. Okay, so die kinetiese molekulêre teorie sê, kinetika, wat beteken dit nou weer? Beweeg, molekulêr, molekule, teorie. So die beweging van molekule se teorie sê, alle gasse bestaan uit deeltjies, atome, molekules, wat ook al, wat massa en volume het. Okay, so alle deeltjies bestaan. Die deeltjies is ver weg van mekaar af en daarom kan dit saamgepers of saamgedruk word. Ons weet dit van gasse kan hulle squeeze nader aan mekaar. Goed. Indien die deeltjies ver van mekaar af is, oefen hulle geen krag op mekaar uit nie, want die intermolekulêre kragte is so swak want hulle is so ver weg van mekaar af as if it's not there, behalwe as hulle teen mekaar bots. So gasdeeltjies beweeg heeltyd, toevallig bots hierdie ene met daai en vir daai tydperk wat hy nader kom is daar 'n aantrekkingskrag of wat ook al, maar dan met momentum beweeg en weg is hulle. Goed. Alle deeltjies is konstant besig om te beweeg en daarom besit hulle kinetiese energie. Half mv² is kinetiese energie. Hulle beweeg liekraak rond. Wat is liekraak? Randomly. Random. Liekraak beteken random. Hulle beweeg randomly rond en vul die houer en ons het gesê daai vul die houer is as gevolg van diffusie waar dit van 'n hoë konsentrasie na 'n lae konsentrasie gaan. Soos 'n stoute poep. Goed. Dan alle botsings is elasties. Wat in die wêreld beteken dit as dit elasties is? Dit beteken geen kinetiese energie gaan verlore in die botsing nie. Soos bumpercars. Hierdie deeltjie staan stil, hierdie deeltjie beweeg, draai al die energie oor na hom toe, hy staan stil en hy beweeg. Die deeltjies staan nooit stil nie, maar julle kry die idee. Al die deeltjies bots teen mekaar die hele tyd en die energie word oorgedra. Hoe weet ons energie gaan nie verlore nie? Want tans, soos wat ons nou besig is al klomp gasdeeltjies rondom ons, hoor ons hoe energie verlore gaan in die vorm van klank. Jy hoor nie die botsing van die deeltjies nie. Sien jy met die ontploffings van lig, soos wat die deeltjies bots met mekaar? Nee. So daarom kan ons aanneem dat energie gaan nie verlore nie. Hulle dra die energie oor aan van die een na die ander ene. Goed, volgende bladsy. STD in die absolute Kelvin temperatuur skaal. Kyk, waarvoor staan STD nou weer? STD staan vir standaard temperatuur en druk. Standaard temperatuur is 0 grade Celsius en standaard druk is 101,3 kilopascal. Okay, nou ons in Suid-Afrika werk met grade Celsius. Wat gebruik hulle in Amerika? Fahrenheit. Weet julle hoe om hulle om te skakel? Ek ook. Okay. Geen idee nie. Jy kan enigiets mee sê en ek gaan sê 10 teen 1. Ek het al sommer gedoen om te bereken wat die persentasie van 0 tot 1 graad. Nee, luister ja, nee, ek het dit nou nie gedoen nie. Anyway, so ons in Amerika, wat gebruik hulle in Amerika om afstande mee te meet?
voete en miles en duime en hande en inches en verskriklik. Okay, en ons gebruik meters wat sin maak. So in die wetenskapwêreld het hulle gesê, alright goed, kom ons kom by mekaar, hierdie temperatuur ding gaan nie werk nie. Ons kort 'n temperatuur wat vir ons almal dieselfde is. En daai temperatuur basis of eenheid is Kelvin wat hulle gebruik. 'n Hoofletter K. En wat hulle gedoen het is hulle het gaan kyk wat is die koudste temperatuur wat hulle moontlik deeltjies kan maak. En daai koudste temperatuur noem hulle absolute 0 of absolute 0. En hulle het gesê daai koudste temperatuur wat hulle moontlik kan maak is 0 Kelvin. So dit is ons beginpunt. Okay? En toe hulle dit nou meet, wat is dit in grade Celsius? Is dit minus 273 grade Celsius. Dis hoe dit voel in my klaskamer party dae. Dis nie. Okay, so toe kom hulle nou met 'n omskakeling van Kelvin na grade Celsius en vice versa. En hier is daai omskakeling. Nou Kelvin se simbool is 'n hoofletter T, temperatuur in Kelvin. En die eenheid Kelvin is 'n hoofletter K. En dan temperatuur in grade Celsius is 'n klein letter T en sy eenheid is grade Celsius. Okay? En om te gaan na Kelvin toe, gaan jy wat ook al grade Celsius vat, plus 273. Sharp. Nie op jou datavel nie. Jy moet hierdie ken uit jou kop uit. 273. Goed. Ek het nog iets vir gesê het. Kelvin. Sharp. Ek het net gevinnig ietsie geskiep hierbo. Jy weet dat by STD as jy 1 mol het van enige stof, gas, gaan dit 'n volume vat van 22,4 liter. Ons het dit nou al bespreek in die vorige hoofstuk. Goed, dan 'n paar ander goed wat jy moet weet, die 3voudige punt van water. Waar is dit? Dit is waar al 3 fases van water bestaan, waar jy kry 'n ysblokkie en waterdamp en watervloeistof en dit is 0 grade Celsius. Gaan jy al 3 kan jy al 3 daai kry. Okay? En dan was ek ook punt van water, dit weet jy, dit is 100 grade Celsius. Ten watter temperatuur begin water te vries? 4 grade Celsius begin water te vries. Okay, goed. Dan wil ek jou nou nog iets gesê. So hierdie hoofstuk gaan oor volume, het ek vir jou gesê, en dit gaan oor druk, so ons gaan daai twee die hele tyd met mekaar vergelyk. So wat is druk daar? Dis 'n definisie. Druk is die krag per eenheid area. Waarin meet ons nou weer krag? Newton. Wat beteken die woord per? Gedeel deur. Wat beteken, wat is eenheid area? Area is meter mal meter, né? So meter kwadraat. So druk se eenheid is eintlik Newton per meter kwadraat. Of die een wat ons gaan gebruik, Pascal. Pascal. Okay. So hierso gaan jy baie omskakelings moet doen vanaf liter na milliliter na kiloliter heen en weer en ook van kilopascal na pascal. Okay, ek het daar vir opsomming gegee. Ek dink nie ek hoef al deur te gaan nie want ek dink julle kan dit al doen, maar as jy sukkel, ons gaan dit wyser doen. Goed. Dan temperatuur en kinetiese energie van 'n gas. Ek gaan lees en dan verduidelik ek sê. Die temperatuur van 'n gas is die mate van sy gemiddelde kinetiese energie van sy deeltjies. Wanneer 'n gas verhit word, temperatuur toeneem, absorbeer die gasdeeltjies energie en die gemiddelde kinetiese energie neem toe. So, hierso. Temperatuur van 'n gas is dus direk evenredig aan die gemiddelde kinetiese energie van die gasdeeltjies. Hoe hoër die temperatuur, hoe vinniger beweeg hulle, hoe hoër is die temperatuur. Dit lei dan tot 2 baie belangrike feite. Nommer 1, by 0 Kelvin, by die koudste temperatuur wat ons moontlik van weet, het die deeltjies geen kinetiese energie nie en oefen hulle geen druk uit op mekaar nie. Die deeltjies staan botstil daar. Okay? Maar hulle was nog nooit daar nie, dis net wat hulle dink. Want wat gebeur met gas as dit baie koud raak? Dit word 'n vloeistof. En dan word dit 'n solid. So hulle kan nie die drukking van 'n gas bepaal by 0 Kelvin nie, want dit is nie meer 'n gas nie. Anyway, goed. Nommer 2. Die deeltjies beweeg teen verskillende snelhede binne die houer. Gedurende botsings mag die spoed van een spesifieke deeltjie verander, want hy bots met die ander ene, maar die gemiddelde spoed van al die deeltjies bly konstant.
want hulle dra die energie oor. Dus bly die gemiddelde kinetiese energie van die deeltjies dieselfde. Okay, so. Ek het vir jou gesê, as jy hoor Eva Marx, dan dink jy? Okay, goeie antwoord, dan dink jy fisies. As ek vir jou sê suur, dan sê jy vir my hydronium. As van nou af tot die dag wat jy jou kop neerlê vir die heel laaste keer, as jy hoor temperatuur, dan moet jy dink gemiddelde kinetiese energie. En as jy hoor gemiddelde kinetiese energie, moet jy dink temperatuur. Daai twee is dieselfde ding. Okay. Goed, dan. Sê nou maar ek het julle klas nou voor pouse gehad en julle lyk soos wat julle nou lyk. Dan kom ek nou in die personeelkamer en ek sê, hierdie graad 11s, hulle put my uit, hulle is, ek moet nou, jok, is jy alright? Die vriend was dus die splinter of iets van die stoel af en my sypers en wat jy doen. Okay, maar gaan help jouself daar agter en rol jy jou stoel met 'n plastiek stoel. Goed. So die graad 11s is verskriklik besig. Ek kan nie met hulle huishou nie. Hulle praat aanhoudend, hulle fokus nie en hulle luister nie. Dan het ek duidelik gejok, maar wanneer ek dit gesê het, het ek 'n veralgemening gemaak. Want dit kon dalk 2-3 mense gewees het wat gehop het soos opperballetjies wat nou nie vandag hier is nie. Maar iemand anders het stil gesit, iemand anders was aan die slaap, iemand anders was besig om grappies te lees, iemand anders het. So ek het 'n veralgemening gemaak van die hele klas, né? So dieselfde ding met gaste of deeltjies of wat ook al. Sê nou maar ek vat net die skaalsuur, as hy sê. Maar goed. En ek hou dit bietjie hierso vas in my hand. My hand is warm, want ek is 'n warmbloedige dier. Dan maak dit die gasdeeltjies. Die vloeistofdeeltjies natuurlik wat naby my hand is. Maar die deeltjies aan die binnekant, soos in die middel, hulle is nog koud. Maar wanneer ek die temperatuur meet, gaan dit die gemiddelde kinetiese energie van die deeltjies wees, want hulle beweeg nie meer. Sien jy met my? Goed. Ja? Chop. Okay, so as ek sê temperatuur, dan sê gemiddelde kinetiese energie en gemiddelde kinetiese energie beteken nie almal se energie is dieselfde nie, beteken maar net as ek die average vat van hulle almal. Goed. Nou gaan ons na Boyle se wet toe. Boyle's law. Okay, goed. Op daai noot. Kom ek gou hierdie ding oopmaak. Okay. Hierso het ek 'n houer en jy kan sien hierso is 'n barometer, hy gee ons die druk. Hierso is 'n termometer, hy gee ons die temperatuur in die Kelvin gesit. Hierso is 'n pomp en ek gaan gasdeeltjies inpomp. Hierso is 'n houer, ek kan die houer oopmaak, kan hom kleiner maak, kan hom warm kouer maak. Alraai, goed. Nou, met gasse is daar 4 veranderlikes. Okay? Ek kan die temperatuur verander, dan gaan die deel, as ek die temperatuur hoër maak, gaan die deeltjies vinniger beweeg, meer botsings, die drukking gaan hoër wees. As dit 'n ballon is en ek maak dit warmer, wat gaan dan gebeur met die ballon se grootte? Groter, tot laat hy ontplof. Hoekom? Want hoe meer die deeltjies beweeg, hoe groter volume wil hulle opneem, so die volume word groter. So die temperatuur kan verander, kan die drukking verander, ek kan die volume verander en ek kan die hoeveelheid gasdeeltjies verander. Dis 4 veranderlikes en ons as wetenskaplikes hou nie van 4 veranderlikes nie, ons op 2. So die ander moet konstant gehou word. So vir Boyle se wet, so ek het vir julle nou gesê, ons moet eintlik 4 gaswette doen. So as jy na ou video's gaan kyk of notas gaan kyk of toetse of wat ook al, dan mag hulle daar praat van Charles se wet, Charles' law en Gay-Lussac se wet en die algemene gaswet. Daai 3 wette doen ons nie, ons doen net Boyle se wet. Okay, die maak ek sê. So, as jy dit sien, dan ignoreer dit net, jy hoef dit nie te ken nie, dit is nie deel van jou syllabus vir die jaar nie. Alright, so, ek gaan nou, ek moet 2 goed konstant hou, so ek gaan 'n sekere hoeveelheid gasdeeltjies hier inpomp, en dan gaan ek nie nog inpomp nie, want ek wil die hoeveelheid gasdeeltjies konstant hou. Okay? En in Boyle se wet wil ons 2 goed met mekaar vergelyk. Ons wil volume en druk met mekaar vergelyk. So die temperatuur moet konstant gehou word. Jy kan sien daar is die temperatuur tans op 300 Kelvin. Hoeveel grade Celsius is dit?
27°C. Alright, goed. So daar beweeg die deeltjies, daar sien jy die drukking van die deeltjies en hoekom verander dit so klein bietjie? Want dan word die deeltjies baie teen mekaar, dan bietjie met dit teen mekaar, so dis 'n oomblik wag totdat hulle settle, maar hy gaan heeltyd so klein bietjie verander, maar hy is min of meer op 23. Alright. So in Boyle se wet vergelyk ons drukking met volume. Okay. So ek kan hierso die volume van hierdie houer toemaak, kleiner maak. Wat gaan met die druk gebeur? En nou sien julle gaan die drukking groter. Okay, wat het gebeur met die temperatuur? Dus kyk gou as ek dit om nog kleiner maak. Hy moet eintlik opgaan bietjie. Hoekom moet hy opgaan? Dus kyk wat ek nog gas in pomp. Sy gebreek. Hy moet doorgaan. Kom oukie. Okay, hy wil nie. Anyway, daar sien julle is die drukking nogals baie hoog. Wat gaan gebeur as ek die volume groter maak? Die drukking gaan af. Okay, sharp. Nou, soos ek sê, daar's met die ander wette kan jy ander goeders ook verander. Soos ek kan byvoorbeeld dit warmer maak as dit ek 'n vlammetjie op. Dan sien jy daar gaan die temperatuur. Wat gebeur met die drukking? Hy gaan hoor. Kos kyk gou boem boem boem. Weet ek het te warm gemaak het dom plof hy. Maak toe. Okay. Ek wil julle nou nog iets gesê. Ek wil nou nog iets gedoen hè. Hæ? En as sien maar ek maak dit kouer. Okay, ek wil eintlik baie kouer maak. Okay, ek maak hom nou kouer. Daar sien julle gaan die drukking al hoe af. Kelvin gaan af onder toe. Kom kyk of ons by 0 Kelvin kan uitkom. Jy wil die deeltjies beweeg mos nie by 0 Kelvin nie. Ek gaan stel om op te beweeg. Hier, dit gaan stadig. Go. You see, that was in suspense, hè? Go! 0 Kelvin. Toe hulle beweeg 'n klein bietjie. Nou het ons 'n bietjie van 'n probleem. Hoekom? Want dit maak sin, dis baie koud, so die drukking is min, maar hy neem nog steeds die volume op. Maar ook dit is nie eens besig om te beweeg nie, dis baie koud. So hulle moes al 'n vloeistof geword het en dan sal dit geword het. So jy sal sien hieronder staan ideal. Hierdie is vir ideale gasse. Okay. Nou, kry mens is soos 'n ideale onderwyser? Ja, dit is ja. Maar mens doen nie. Mens kry nie die ideale persoon nie. Almal het foute, niemand is perfek nie. Almal het goedjies waarvan jy hou of nie hou nie of irriteer of wat ook al. Daar bestaan nie iets soos 'n perfekte mens, perfekte man, vrou, wat ook al nie. Okay? Net so bestaan daar nie iets soos die ideale gasse nie. Die ideale gas is 'n denkbeeldige gas wat al die gaswetse gehoorsaam en optree soos wat jy wil hê volgens die reëltjies hy moet optree. Maar hierdie is chemie, baie welkom en daar's meer uitsonderings as reëls. So, ons het reëls vir die ideale gasse, maar as ons dit vergelyk met 'n werklike gas, dan sien ons, hier gaan die werklike gas tree nie op soos wat ons moet nie. Hoekom nie? Want hy's nie meer 'n gas nie, hy's 'n vloeistof. So hy gaan nie meer optree soos 'n gas nie. Is julle met my? Okay, maar dit is eers oormôre Universe les. Goed. So, terug na Boyle se wet toe. Dit sê daar: wanneer 'n vaste hoeveelheid gas in 'n houer geplaas word, sprei dit uit sodat dit die hele houer vul. Ons het dit nou gesien, baie mooi. Die aantal botsings van die gasdeeltjies met die kante van die houer bepaal die druk in die houer. En hoe meer bots, hoe groter is die druk. Indien die volume verminder word, dan sal die aantal botsings en dus die druk toeneem. Want hoe nader aan mekaar gesquish word, hoe meer bots hulle. Sharp. So dit lei dan tot by Boyle se wet. Boyle se wet sê daar vir ons, die druk van 'n vaste massa gas is omgekeerd eweredig aan die volume.
Okay, maar soos ek vir jou gesê, daar's 4 veranderlikes. So as jy 2 met mekaar wil vergelyk, moet jy die ander 2 konstant hou. Wat is die 2 wat jy moet konstant hou? Die een is 'n vaste massa gas. So jy kan nie gedurende die eksperiment gaan vinnig nog gas daarin pomp nie, dit gaan nie werk nie. En die ander ene is die temperatuur moet konstant bly, want as jy dit warmer maak, gaan hulle minder uitsprei, as dit warm maak, gaan dit meer uitsprei. Goed, dan gaan ek nou by die formule kom. Ja. Maar hoekom is die blokkies nie geaffek deur gravity nie? So dit gaan beïnvloed word deur gravitasie, maar die gasse waarna ons kyk is ligte gasse. Okay, so dit gaan nie so groot impak hê nie, en die gasse wat dink wat swaar is, wat gravitasiekrag eintlik 'n groter effek op het, moet jy baie warm maak, dat hulle actually van 'n solid na liquid na 'n gas toe gaan. So dis dan so warm dat hulle so vinnig beweeg dat hulle eintlik die krag van gravitasie oorkom. Ja. So as die druk word, dan word die volume minder. Yes. Dus jy is met ons Nadia. Ja. Okay, goed. Ek probeer dit nou uitfigure, maar ek dink ek het dit nou uitfigure. Okay. Goed. So, gaan nou nie eers aan die formule toe gaan, ek wil gou eers aan die grafiek toe gaan. Nou het ek vir jou gesê jy gaan 'n praktika doen. Jou praktika lyk basically soos bladsy 3. Jy gaan Prater-Boelse wet, dan gaan jy grafieke vir my trek en jy gaan gevolgtrekkings maak en so 1 of 2 somme doen. Goed. So, kom ons kyk gou na grafiek 1. Grafiek 1 het ons die druk in kilopascal teenoor die volume in kubieke sentimeter, dieselfde as milliliter is. Hoekom milliliter? Want meeste van ons apparate is in milliliter. Nou sien jy in hierdie grafiek, soos wat die volume groter word, so word die drukking kleiner. En dit maak sin, want as jy die houer groter maak, dan gaan hulle die deeltjies nie meer so erg na mekaar bots nie. Okay. Hierso het ek 'n gas syringe. Okay, so net. En dis van glas gemaak. So, ek kan hierdie ding nou mos maklik druk. En jy gaan die gas uit. Maar wat gaan gebeur as ek hom toehou hiervoor? Kan ek hom indruk? Tot op 'n punt. En dan kan ek hom meer druk. Nee? So, wat ek nou daar wou sê, is julle almal kan die konsep verstaan dat hoe groter die volume is, hoe kleiner is die druk. En hoe kleiner die volume is, hoe groter is die. Sjoe. Okay. So dit is wat hulle daar vir jou wys. Maar as 'n wetenskaplike, hou jy nie van hierdie grafiek nie. Jy hou nie van hom vir 2 redes nie. Nommer 1 is daar's nie 'n konstante gradiënt nie, en die gradiënte gee vir ons ekstra inligting. En hy sny nie een van die asse nie. So jy het nie 'n beginpunt of 'n eindpunt of 'n verwysingspunt eintlik nie. So ons hou nie daarvan nie. So wat ons as wetenskaplikes gaan doen is ons gaan hierdie grafiek vat en ons gaan druk en ons gaan die x-as verander na 1 op volume. Okay. Nou het ek hierso vir jou in die middel die verskillende punte gegee. Okay? Daar's P1, sy druk is 100 en sy volume is 14. En dan P2, sy druk is 70 en sy volume is wat ek gesê is 20. Maar ons gaan nou hierdie volume verander na 1 op volume. Okay? So hierso gaan ons sê 1 op 14 en 1 op 20. Alright, as jy dit in jou sakrekenaar invul, wil ek hê dit moet 'n wetenskaplike notasie wees, want ek het klaar die x-as gemaak as mal 10 to die mag minus 2. Want 1 op 20 is byvoorbeeld 0,05, maar dit is makliker om liewer te werk met 5 mal 10 to die mag minus 2. Want dan hoef jy net met in 5 te werk en nie tel in 0,00 wat ook al nie. As jy vat vir 1 oor 14, dan kry jy 7,12 14 mal 10 to die mag minus 2. Okay, so ons het 2 punte daar wat ons gaan skets. Ons het P1 en V1, P1 en 1 oor V1, daai. En ons het P2 en 1 oor V2. Okay, so daai is die 2 punte wat ons gaan skets. Goed, maar ons moet ons grafiek gaan indeel.
Kom ons check gou vinnig. Vir P moet ons gaan tot by 100. So kom ons gaan 25, 50, 75, 100. Nee? Maak dit sin? 25, 50, 75 en 100. En die volume het ons 5 en 7. So kom ons gaan 2.55, 7.15. Okay. So hierso is elke 'n lyntjie is 5 en hier is elke lyntjie 0,5. Okay. Wat is fout, Neil? Juffrou, moet dit nie tot 20 gaan nie? Nee, want ons is 1 op volume. Hoe vat ons nou daai twee gaan? Ja. Dan Okay. Goed, so die eerste punt is 107.1. So 100, 7.1, hierdie is 7.5 en daar is 7. So 7.1 is net daarna. Ergens. Kyk, so daar is wat, dit is my geel kolletjie. En dan die ander ene is 70 en 5. So. Okay, nou het ek nou 2 punte gegee om te doen. Maar as ons nog punte gedoen het, sou dit bietjie makliker gewees het om te sien, maar hierdie gee dan vir ons 'n reguit lyn deur die oorsprong. En hiermee is ons baie happy, want konstante gradiënt sny die oorsprong wat 'n bonus is of een van die punte. Kyk, so hierdie gee vir ons, hierdie is 'n hiperbool. En hierdie gee vir ons 'n reguit lyn of dit gee vir ons 'n lineêre grafiek en dit maak ons super happy. Hoekom maak hierdie ons super happy? Want ons kan goeders aflei daarvan. 'n Reguit lyn se grafiek, ag sy vergelyking is mos y is gelyk aan mx plus c. Vir daai grafiek 2, op ons y-as het ons vir druk. Druk se simbool is 'n klein letter p. Die gradiënt weet ek nog nie wat dit is nie. Op die x-as het ek 1/v, 'n hoofletter v. En ek gaan deur die oorsprong, so is plus 0. Okay. So, as ek hierdie herrangskik, dan kry ek P maal met V is gelyk aan N. Nee? M is die gradiënt. Ja, maar juffrou, Wat is M? Ons weet nie. Nog nie. wat soos wat representeer? Dit is presies die vraag. Wat representeer dit? Teenwoordig iets wat konstant gehou word. Ja. Okay, goed. So, wat het ons nou net hier so uitgefigure? Ons het uitgefigure dat as jy die P-waarde, as jy die drukwaarde met die volumewaarde gaan maal, dan kry jy die gradiënt. En ons het gesien, hierdie is 'n konstante gradiënt. So, as jy punt P1 en punt P1 met mekaar gaan maal, dan gaan jy die gradiënt kry. En as jy P2 en V2 met mekaar gaan maal, dan gaan jy die gradiënt kry. Want enige twee waardes, enige twee punte wat nou by mekaar is, soos daai punt en daai punt, en daai punt en daai punt. As jy hulle met mekaar gaan, blikkies. As jy hulle met mekaar gaan maal, dan moet jy die gradiënt kry. En omdat dit 'n reguit lyn is, die gradiënt is konstant, beteken dit enige twee wat jy gaan met mekaar maal, gaan vir die gradiënt gee. En sien dat die gradiënt konstant is, maar dieselfde is, beteken dit P1 maal met V1 gee vir jou P2 maal met V2. Ek gaan nou nie jou vraag beantwoord nie. En dit, dames en here,
is Boyle se wet. Okay, Courtney, dis nie so erg nie. Glad nie. Dis 0. Okay, goed, nou, julle doen een van die 4 gaswette. Die ander gaswette, of as jy 3 van die gaswette saam sit, dan kry jy die volgende formule. P1 V1 oor T1 is gelyk aan P2 V2 oor T2. Dis as jy al of 3 van die 4 gaswette bymekaar sit. En so daai hele ding is gelyk aan 'n konstante en daai konstante is die kinetiese energiewaarde van die deeltjies. Maar ons gaan nie daarby kom nie want ons doen nie al die wette nie. So op hierdie oomblik is hierdie gradiënt is 'n gedeelte van die kinetiese energiewaarde. Dit is nog nie 'n volle ding wat ons gaan meet nie. Okay. Hierdie formule is op jou datavel. Nie hierdie formule is nie op jou datavel nie. Net hierdie is. Wat het ons konstant gehou in Boyle se wet? Aantal deeltjies en temperatuur. So in hierdie formule, die temperatuur en hierdie temperatuur is dieselfde, hulle kanselleer uit, so dit gee vir jou Boyle se wet. Daar's 'n ander formule as jy 'n ou vraestelle en goeters gaan deurwerk. PV is gelyk aan nRT. So as jy hom sien, jy kan hom nie doen nie. Jy weet nie waarvoor jy goed staan nie. Okay? As jy hom sien, skiep daai vraag, dis op hierdie oomblik bo jou 4 maak plek. Ongelukkig. Want hierdie formule connect dan N is vir mol, connected met kwantitatiewe chemiese berekeninge hoofstuk en dan kan ons hom nog verder uitbrei. Maar toe nou nie. Okay, dan die laaste ding wat ek wil sê vir vandag is, in hierdie formule, omdat hulle eintlik soos 'n ratio met mekaar is daar nie spesifieke eenheid wat jy moet gebruik nie. So jy kan of gebruik vir druk Pascal of jy kan gebruik kilopascal. Solank die 2 drukke aan albei kante dieselfde is. Okay, vir volume kan jy of kubieke sentimeter of kubieke desimeter gebruik, maak nie saak nie, solank hulle dieselfde is. Okay. Goed. So graad 11, jou huiswerk dan nou vir môre is op bladsy 6, vraag 1, 2 en 3. Dis baie vinnig, jy kan dit op hierdie bladsy doen. Dis letterlik net omskakeling. En ongelukkig vir jou sien ek jou môre eerste periode, so jy kan nie nog pouse afskryf nie, jy moet dit maar vanmiddag of vanaand of nou doen.